Dit verteenwoordig dat daardie lewe is onderryk. Daardie lewe is vol van hierdie lederlike diere. Maar Frans probeer om weg te kom van daardie lewe wat hy lewe. Hy is nie bewus van wat in sy lewe aangaan nie. Maar ons sien wie op die troon van Frans se hart sit. En wie sien julle is daar op die troon van Frans se hart? Die duiwel staan net so. Jy is myne. En jy sal by my bly, ek het jou. Hy kom nie met die ketting, dan maak hy vir jou vas. Dan wil hy probeer om jou hande los te maak, jou arme los te maak, maar hy kan dit nie losmaak nie. Want hy staan op my in. Ek is baas. Ek is Heer. Jy sal vir my aanbid en jy sal vir my dien. Daar is geen ander manier nie. Nou ja, wat verteenwoordig dan al hierdie diere wat ons nou sien, wat in die hart van Frans is. Nou as ons sien hierdie kou. Julle het ons al 'n kou gesien nou, né? Nou as jy sien 'n kou, hy staan mos so, né? En dan begin dit sy vlerke so agteruit te stuur, so uit te rek. En dan as hy begin te loop, dan hou hy sy nek so hoog, en dan sien jy net die pragtige kleure van daardie kou. En die mense ook, is die kou 'n baie aantreklike dier. Maar weet jy wat die kou verteenwoordig? Die kou verteenwoordig hoogmoed. Jy weet, Satan, hy was 'n hoogmoedige gees gewees. Hy was die beste engel in die hemel gewees. Hy was die mooiste engel in die hemel gewees. As hy gesing het, hy was die beste singer in die hemel gewees. Hy was soos die blanke môre ster in die hemel gewees. En al die ander engele het geweet, as hy ingekom het, het hulle moet meer gedaal het, meer gekyk het, want hierdie Satan was die mooiste gewees, die mooiste engel. Maar eendag toe gebeur daar iets in die hart van die duiwel. Hy begin opstandig te word teenoor God. En daardie kou kom in sy hart in. En hy dink, ek is baie beter as God die skepper. Satan, hy was maar net 'n kreator, soos ek en jy. Ons almal is geskape. En so was die duiwel ook, hy was geskape. Maar nou hierdie klein ou dingetjie, wat God geskape het, wil nou groter as God word. En daar kom daardie hoogmoed. Die Bybel sê, hoogmoed kom voor die val. Hy kom voor die val. Jy dink, jy is miskien mooier as die ander persoon. Die persoon kan nie by my kom nie, want ek is mooi, ek is fyn, ek het alles. Die persoon is arm, sy is lelik, sy trek nie mooi aan nie. Dis hoogmoed. Hoogmoed kom voor die val. En dit was die vernedering van Satan gewees daardie tyd. Ons sien hierdie bokram. Hierdie bokram verteenwoordig hoerery, slegtery, veiligheid. Met ander man se vrou gaan slaap, met ander man se man gaan manne slaap met man ander dinge. Al hierdie veiligheid is dan daar in die hart nou van Frans ingekom. En Frans is besmet. Hy wil dit nie doen nie, maar sy gedagtes dring hom om dit te doen.
is lekker. En jy vat daar jou varkie. En jy gaan hom in jou huis sit en jy was hom in jou bathroom, in jou bathplek. Jy sit hom daar en jy was hom. Jy maak hom lekker skoon. En jy wat van jou parfum, jy sprei dit om net op hom. En nou sê jy vir hom, jy bly net so skoon, soos ek jou nou skoon gemaak het. Maar nou vergeet jy gaan agter by die agterdeur uit, en jy vergeet om die agterdeur toe te sluit. Wat gebeur? Jou varkie hardloop uit. En daar sien hy 'n modderpoeltjie daar. En hy hardloop met hy klein beentjies en hy gaan wat maak hy? Hy gaan swem. Wat gebeur? Hy raak weer vuil. So, hierdie vark verteenwoordig. Ek weet nou nie wat Afrikaans is, wat ek gluttony. Hy verteenwoordig daardie onbeskoftheid, daardie lelijkheid, wat daar in die hart is van Frans. Ons sien hier die skilpad. Het jy nou 'n skilpad of sien nou ons al 'n skilpad mense? As jy sien hoe op 'n skilpad. Nou jy kan nooit 'n skilpad aanjaag nie. Die skilpad verteenwoordig luiheid en fynheid en onnetheid. Het jy nou die skilpad in jou hart? Want jy soms ek is te lui vir die opstaan. Ek is te lui vir die skoolmaak. Ek is te lui om te gaan, om dit te doen en daai te doen. Ek is te lui. Die skilpad bestaan reg in die hart van Frans. Frans wil nie lui wees nie. Maar dit dring vir hom. Maar hy kan dit nie weerstaan.